Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 21 Julie 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Gister se video waarin ek baie mooi en duidelik uiteengesit het oor hoekom 30 Junie nie 'n brandpunt was nie, hoekom dit nie 'n gevegsaanduiding was nie, het eintlik 'n mengelmoes van kommentaar uitgelok. Mense wat beweer dat dit was die verkeerde tyd om op vakansie te gaan. Maar mense, dit is mos nou baie dieper as dit en ek het juist so mooi verduidelik dat ons het die situasie ontleed en tot die gevolgtrekking gekom dat daar op 30 Junie niks gaan gebeur nie. En inteendeel het ons daardie ontleding as waar bewys. Ek hoor daar's mense wat video's gemaak het en uitlatings gemaak het soos ek het die land uitgevlug uit vrees vir 30 Junie en dis alles behalwe wat gebeur het. Maar jy sal altyd daardie negatiewe onbillike kommentaar kry van oningeligte mense wat nie die vermoë het om enige ontleding te doen nie en nie behoorlik na die situasie om te sien of te kyk nie. Daarmee saam het ek gisteraand in die Bosberaad het ek gepraat rondom ons mense se onvermoë om aan te pas. Die onvermoë om sekere dogmatiese beginsels af te skud en anders te dink oor aangeleenthede. Want dit wat in ons ingeburger is, soos dat Brittanje is wonderlik, Amerika kan nie foute maak nie, daardie ingeburgerde gevoelendhede wat kom uit jare en jare se televisie, media, propaganda wat daarmee gepaard gaan, is nou ook geweldig baie sigbaar dwars deur die wêreld, maar nie net in Suid-Afrika nie. Gisteraand het dit daaroor gegaan, maar ek vind dit oral dat mense net eenvoudig nie bereid is om 'n bietjie ondersoek te doen, ondersoek in te stel. Nou wat is die werklike situasie van sake nie? So dan kan ek verstaan waarom daar mense is wat negatiewe kommentaar lewer, wat uitvaar en mense wat heeltemal die verkeerde kant in 'n situasie kies omdat hulle nie die vermoë het om weg te beweeg van die dogma wat op hulle afgeforceer was nie. So byvoorbeeld die oorlog in Oekraïne en Rusland. Die oorlog daar gaan voort. Die Oekraïense magte is besig om nou oor die hele front slaag te kry, pak te kry, vernietig te word. En tog is daar hoeveel mense in Suid-Afrika wat glo dat Oekraïne is besig om die oorlog te wen, omdat die media sê Oekraïne is besig om die oorlog te wen. En dis die enigste rede. Maar kom ons kyk 'n bietjie dan nou ook, wat sê Larry Johnson, die CIA-analis. En Larry sê daarso dat vir die mense wat Oekraïne ondersteun en vir Zelensky ondersteun, vra hy een vraag. Hy sê, wys my die gebied wat deur Oekraïne verower is of dan bevry is van die Russiese inval. En daar is nie so 'n grondgebied nie. Dan sê hy, if we go back to 2023, Russia had enough troops to focus solely on Bakhmut. Then at the end of 2023 and the beginning of 2024, it was at Avdiivka, around just one area. They were not fighting across the entire front line, but concentrated on one direction. Then it was Pokrovsk. But this year, everything is different.
Now they are operating in 6 directions at once, from Sumy in the north through Kharkov, then Donetsk, followed by Dnipropetrovsk, Zaporizhia and Kherson, and they are conducting large operations simultaneously in each of these areas. This stretches Ukraine's capabilities. At some point, they simply won't be able to cope. I challenge anyone who claims that Ukraine is in a better position now, economically, demographically, and in any other sense. Show me the territory they have liberated. You can't, because it doesn't exist. They are losing territory. That's how it is. En dit is die probleem. Dis asof mense net weier om die werklikheid in die gesig te staar. En baie mense sal nou weer omdraai en sê ek is 'n Putinist, noem dit wat jy wil. Die feite op die grond sê vir ons dat Oekraïne nie hierdie oorlog kan wen teen Rusland nie. Want al sou hulle kon, hoekom is daar geen vordering nie? Of as hulle dan gevorder het, waar is hulle verowerings? Waar is hulle vooruitgang? Dan net hier is nog 'n beeld. Dit is Kiev na die onlangse 2 nagte terug se missielaanvalle. Dis Kiev wat daar brand. Dan Konstantinovka, wat 'n geweldige groot verloor was vir Oekraïne. Maar die media praat nie daaroor nie. Daar word niks daaroor gesê nie. Inteendeel is daar nog mense wat aanmoedig in Europa en Amerika, stuur nog geld, stuur nog wapens, stuur ook troepe, sodat ons Rusland vir eens en vir altyd kan verslaan. En dit is eintlik 'n onmoontlikheid. Dat die wêreld besig is om deur 'n verandering van magsbalans te gaan, is feite. Dit is so dat die opkoms van Rusland en China nou geweldig toegeneem het. Dat hulle vordering toegeneem het, dat hulle bewapening toegeneem het, dat hulle ekonomies groei en sterker word, en dit eintlik as gevolg van die inval, of dan, kom ons sê, die inval in die Donetsk provinsie, Zaporizhia provinsie, deur die Oekraïne regering in 2014. Wat aanleiding gegee het tot hierdie uitgerekte oorlog, waarin Rusland feitelik al die grondgebiede herwin het vir daardie gebiede wat nou onafhanklike regerende gebiede onder Russiese beheer is. Dit is net interessant dat mense nie daarvan wil weet nie. Net so kry ons dat die oorlog in die Midde-Ooste nie nader na einde toe kom nie. Donald Trump het byvoorbeeld gesê dat hy die aanvalle tydelik staak op Iran tot na die wêreldbeker finaal. Wat beteken van vandag af gaan hulle weer voluit aan met hulle aanvalle op Iran. By hoeveel kere is daar al gesê dat Iran is vernietig, hulle lugmag, hulle leer, hulle vloot is totaal vernietig, daar's niks oor nie. Maar tog sien ons elke keer wanneer Amerika of Israel 'n aanval doen, dat Iran wel suksesvol weerwraakaanvalle uitvoer. So is daar nou ook Amerikaanse soldate daar in Jordanië dood na 'n lugaanval of 'n missielaanval op 'n Amerikaanse basis, 'n vliegveld daar, waar vandaan die Amerikaners van hulle operasies in Iran dryf. En die pers sê vir ons Iran verloor die oorlog, is totaal en al vernietig, en tog bly Iran aan die gang en bly terugslaan teen Amerika. Ek verstaan Amerika se uitgangspunt. Ek verstaan hoekom baie mense voel soos hulle voel
oor Iran en hulle ondersteuning aan sekere terroriste groeperinge en dat dit belangrik is vir die bestaande rules-based order in die wêreld om beheer te hou oor byvoorbeeld die straat van Hormuz. Maar die straat van Hormuz was oop gewees voordat Amerika 'n aanval op Iran uitgevoer het daar in Februarie, Maart van hierdie jaar. En van daar af is hy toe. Ons het gesien, Iran het dit toegemaak, Amerika het met 'n blokkade gekom en elke keer is daar samesprekings, is die nuus baie positief. Daar gaan nou vrede kom en dan gaan daar gesamentlike beheer wees van die straat van Hormuz deur Amerika, deur Iran en Oman en dan sien jy die volgende blik maak Iran net bloot eenvoudig die straat toe. So iemand lieg vir iemand en die media se projeksie van wat werklik op die grond aan die gang is, weerspieël nie die waarheid nie. Want as dit so goed gegaan het met die Amerikaanse aanvalle, dan sou die straat van Hormuz oop gewees het. Hy is nie, hy's toe. As dit so goed gegaan het in Oekraïne, dan sou hulle die Russe ten minste teruggedruk het op hulle eie grondgebied en die Russe is inteendeel besig om weswaarts te beweeg, ook in die rigting van Kiev. So wie lieg vir wie? En tog is mense onwillig om te gaan navorsing doen, om te gaan kyk watter kanale, watter bronne gee vir hulle akkurate en werklike inligting. Want alles wat jy op die grond sien gebeur, die Russiese aanmars nou in 6 rigtings, die Iranse toehou van die straat van Hormuz, hulle missielaanvalle op Amerikaanse basisse in die Midde-Ooste. Ons weet van die aanvalle in Bahrein en 'n verskeidenheid van ander plekke waar daar aanvalle plaasgevind het. Ek sê nie die aanvalle is reg nie. Ek sê net dat die prentjie op die grond verskil van die prentjie wat in ons media in ons mense se koppe ingeprent is. En daarom is dit belangrik om te onthou dat ons as 'n groepering, as 'n volk, nooit ooit onsself mag laat bedwelm en beïnvloed deur mediaberigte, valse politieke beloftes, goed wat nie uitvoerbaar is nie, wat mense tog so graag aanhang en ondersteun en die resultate op die ou einde van die dag is minimaal. Min tot geen sukses. Tog bly ons mense volhard om dinge so te sien. En dan is daar die van ons wat weier kyk, wat die ontledings verder vat en wat ons mense waarsku, ons volk, ons mede mense te waarsku teen die invloed wat die oorlog in Europa en die oorlog in die Midde-Ooste op ons kan hê, om dit net eenvoudig af te maak as valshede wat versprei word en wat nie die waarheid is nie. Bring dan die teenoorgestelde bewyse, die bewyse op die grond. Hoekom is die straat van Hormuz nie oop nie? Hoekom is Oekraïne besig om terug te val terwyl die Russe vorentoe te beweeg, indien die teenoorgestelde waar sou wees? Maar dit is die probleem met ons mense. En ek dink, dit is baie belangrik dat ons baie vinnig moet regkom en moet besef dat vir ons eie oorlewing moet ons begin om in die skaduwees te kyk. Ons moet gaan soek vir die waarheid. Ons moet die geskiedenis gaan kyk. Ons moet projeksies kan maak. Ons moet ontledings kan doen. Ons kan nie aanvaar wat 'n klomp onervare joernaliste wat al hulle nuus van een bron af kry aan ons oor vertel nie. Dit weet baie van julle. Tog gebeur dit steeds. En as ons wil oorleef,
sal ons oë moet oopmaak en wakker word en besef dat ons nie op ons agterende kan sit en kan dink dat iemand dit vir ons gaan regmaak nie. Want niemand kan nie. Net soos Zelensky gedink het dat Amerika en NAVO betrokke gaan raak in Oekraïne en sy probleme vir hom oplos, het dit nie gebeur nie. Dit sal ook nie in Suid-Afrika gebeur nie. Probleemoplossing begin by jouself, by jou en by my. Die uitdagings wat ons in die gesig staar, sal ons moet aanspreek, want niemand kan dit doen namens ons nie. Dis tyd nou om werklik waar wakker te word en te besef wat in ons land aan die gang is en natuurlik ook in die wêreld, want die een beïnvloed die ander. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou, ek is môreoggend weer terug by julle en môre aand het ons dan weer 'n bosberaad. Maar daaroor 'n bietjie later meer. Lekker dag, mooi